Halleluja. Wees bly jy kan skuil by die Here. Ag, kom aan, wees bly jy kan skuil by die Here. Hallelujah. I'm so glad, praise the Lord. Hallelujah. Nou vanoggend se woord is nie net vir mans nie. Hierdie is ook vir vrouens, maar ek wil besonder ook mans uitdaag vanoggend, paas uitdaag. Want hierdie gaan oor, ek weet nie van u nie, maar ek glo reg oor die mense met wie ek praat. Daar's druk op jou lewe, daar's druk in die finansies, daar's druk in jou huwelik, daar's druk in jou gesin, daar's druk in jou besigheid en die lewe is besig om te grind. Kan ek 'n amen kry? Nou die Bybel sê dat, hy sê in die laaste dae, hy sê die duiwel het hy deurgedaan met 'n groot woede, omdat hy weet hy het min tyd oor. En daarom kom hy aanvalle so aanhoudend. Maar die wonderlike ding is dat die Here gee ons 'n oplossing vir elke aanval. Kom aan kerk, ek sê die Here gee vir ons 'n oplossing vir elke aanval. Come on, praise God. Nou vanoggend gaan jy sien wat se oplossing is. Nou kom ons lees hierdie bekende vers. En ons gaan lank oor Psalm 91 praat vanoggend. En ek gaan vir 'n paar dinge wys wat jy miskien nog nooit geweet het nie. Maar ek wil hy moet 'n noteboek en 'n pen reg kry. Ek gaan net vers 1 en 2 lees. En dan gaan ek vir jou die beloftes gee. Onthou ons titel van ons boodskap, skuil by God. Nou kom ons lees eers in Afrikaans. Hy wat aan die skuilplek van die Allerhoogste sit. Nou wat ek wil hê met jou Bybel skryf is, die Here praat met mense wat dit wil doen. Hierdie is 'n keuse. Ek sê hierdie is 'n keuse. Hy wat wil by die skuilplek van die Allerhoogste sit. Daar's baie kinders van die Here in hierdie kerk vanoggend wat nog nooit by die skuilplek van die Allerhoogste was nie. Ek wil hê jy moet hoor. Nog nooit was hulle daar nie. Inteendeel, jy weet nie eens waar is die skuilplek van die Allerhoogste nie. Jy weet nie hoe om uit te kom nie. En ek sê dit, en ek wil nie kras klinkie, ek wil dit sê, want ek wil 'n punt by jou deurbring. Dis 'n keuse wat elke gelowige maak. Wil ek vandag by die skuilplek van die Allerhoogste kom sit? It's a choice. Jy hoef nie. Jy gaan nog steeds hemel toe. Maar jy gaan hel op aarde hê. Ek wil jy moet hoor. Ek wil weer sê, jy hoef nie by die skuilplek van die Allerhoogste sit nie. Dis vir hulle wat wil. Maar moenie oorwinning verwag nie. Come on. Moenie verwag jou lewe gemaans kan 'n roos op aarde wees nie. En ek gaan nou vir jou wys in die Bybel, dit staan in die Bybel. So hy wil die skuilplek van die Allerhoogste sit. Hy sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Kom maar, daar sit 'n belofte, maar ons gaan nou na baie kyk. Ek sal tot die Here sê, Here, U is my toevlug, my bergvesting, my God, op wie ek vertrou. Come on kerk, hallelujah, glory to God. Nou kyk wat sê die King James Version, he that, so keuse, he that dwells in the secret place. Jy weet God het 'n secret place. Ek sê, het jy geweet dat God het 'n secret place? En jy's welkom in daai secret place. Is it amazing nie? Dit is sy privaat plek man. Dit is sy sitkamer. En hy sê, ek wil jy moet kom sit by my in hy secret place. He that dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He's my refuge, He's my fortress, my God. In Him I will trust. Hallelujah. So dan wil ek jy moet hoor, gee my volle aandag. Ek gaan nie lank wees, regtig nie. Hierdie is die eenvoudigste boodskap wat ek het jare gepreek het in die kerk, so by the way. Wat het jou lewe verander? Jy het 'n keuse. Jy het 'n wil. Jy kan besluit, net soos ek jou nooi vir ete vanmiddag, en ek sê, hoor hier, so Volle, wil jy by my kom eet vanmiddag? Het Volle 'n keuse? Hy sê, klaar, ja. As hy hoor van kos, sal hy ja sê. So hy het 'n keuse. Ek nooi hom, hy kan besluit.
It's amazing. Jy neem die besluit of jy by die skuilplek van die Allerhoogste, by die secret place van God wil uitkom. Jy kan die uitnodiging ignore, jy kan sê nee, dankie, die Here gaan nie vir jou kwaad wees nie, maar jy gaan baie mis. Kan ek 'n amen kry? Nou die woord skuilplek is natuurlik God. Dis wat God is. Dis wat God se skuilplek. God is by sy skuilplek. Kan ek 'n amen kry? Ek wil nie vol nou, kom eet vanmiddag by my, as ek nie daar nie. Kan ek 'n amen kry? Ek is daar, so kom nooit vir ete. So die skuilplek is God. God is die uitnodiger. He's the one who invites you to come. Hy nooi jou uit. Hy is die God wat graag met jou gemeenskap, communion wil hê, and he invites you to come to his secret place. Hy nooi jou uit. Dis beskikbaar. Dis nooit vol bespreek nie. Kan ek amen kry? Hy's nooit te besig nie. You can come anytime, any point. Kan jy kom na hom toe? Dat is secret place. Kyk wat beteken dit? He who dwells in the secret place. Die woord dwells. En nou wil ek jy met my luister, want hierdie gaan miskien gaan 'n bietjie jou teologie se voet onder my slaan, maar ek wil die wyse staan in die Bybel. Die woord dwells beteken to sit down, to be seated. Kan jy bedoel? Dit is soos God nooi my sê, kom Dani, en God sit daar, en hy sê, kom aan, jy moet nie haastig wees nie, moet nie net aan die deur klop nie, kom sit. Ek wil jy met 'n bietjie met my gesels in die secret place. Come sit down. Hierdie is die 'n 2 minute besoek, dit kan ek amen kry. Hierdie is 'n koffiedrank. Hierdie is 'n kuier. Come sit down. Come be seated. Jy sien, ek wil nie negatief klink nie, maar dit is die ding wat verdwyn het uit die Pinksterkerk. Ons wil 'n quick fix hê. Ek sê ons wil 'n quick fix hê. Pastoor, lê net vir my die hande op en is alright. En Jesus sê, nee. Kom sit. Kom, ek wil hê jy moet my kom sit. Come and sit down. Dit beteken, luister mooi, to remain. Ek sê ek het my duim uit, gaan kyk in die oorspronklike taal. To remain. Bly 'n bietjie by my. Kuier 'n bietjie by my. Dit beteken to marry. Dit beteken to endure. Kom, druk 'n bietjie deur hier saam met my. Come on. Dit beteken habitation, 'n woonplek. Dit beteken to tarry. To tarry. Jy sien as een ding wat ek aan al hierdie 4 goed kan koppel, en dit is die woord tyd. Time. En dit is waar ons probleem lê. Ons het nie tyd om met die Here te sit nie. Kom aan kerk, moet nie kwaad raak vir my nie. Ons het nie tyd om te tarry nie. Ons het nie tyd om saam met die Here koffie te drink nie. En dan vra ons, hoekom val ons lewens uit mekaar? Hoekom kry ons so oorwinning nie? Hoekom is ons nie gesalf nie? Kom aan kerk. Hierdie boodskap is gebore uit die hart van God. Jy gaan in 'n boek lees, ek sê, soos ek altyd sê, ek kry nie my preek op internet nie. Ek praat nie van 'n gebed nie. Ons moet bid, maar ek praat nie van gebed nie. In die vorm wat ek en jy dink, wel ek moet in die oggend bid, in die aand bid, in die middag bid, ek moet net 'n gebedjie opskiet, of 'n 5 bid, ek praat nie van dit nie. Ek wil jy moet hoor vanoggend, in die tye, luister mooi, in die gees van die Here het by hierdie ding gewys, ons gaan in tye in mense, nie net in Suid-Afrika nie, in die wêreld in, waar ons gaan meer moet doen, as 'n 5 minute gebed.
waar die aanvalle so sterk gaan word, dat ons moet by die skuilplek kom sit van God, om krag te kry, om sterkte te kry. Sou iewers vir 'n keuse maak. Ek praat nie van 'n inkom. Ek het dit geskryf toe my pa gelewe het. My pa het 8 kilo's vir my afgebly, my ouers. Ek was bevoorreg om 17 jaar in 'n gemeente te wees van my pa, baie naby in my tuisdorp was. My pa het so 8 kilo's vir my afgebly. En ek onthou dit soos vandag nog. My pa was op pensioen, my ma was op pensioen. Hulle was elke dag by die huishou. Ek kan inpop wanneer ek wil. Maar my lewe was so besig. En ek sê dit vandag vir die kinders wat hier is. My lewe was so besig, dat ek my pa hulle gestop het voor die deur. My pa het altyd op die stoep gesit, ek so 2 minute by hom, sê ek, how's it pa, hoe gaan dit pa, hoe gaan dit ma, is alles alright, jy het iets nodig, nee, ons alright, en sê ek, tot ziens pa, want die volgende afspraak het gewag. Dis 'n inpop. Dis ons moet God maak. Ons pop dit aan, Here, ek gee my 2 minute gebedjie. Ek bid daarom elke dag. Ek bid, maar in die laaste dae gaan ons meer as dit nodig het. Ek wil jy moet luister, ek preek profeties met jou vanoggend. Jy gaan meer as dit 'n huis het gaan nodig hê. Ek wil jy moet hoor. Jy gaan meer as dit nodig het. Nou kom hy en hy sê, hy wat in die skuilplek, hy wat die keuse maak om in die skuilplek van die Allerhoogste te sit, sal hierdie volgende dinge gaan gebeur in jou lewe. Hy gee vir ons 'n hele spul beloftes in Psalm 91. Hy gee nie 1 of 2 nie, hy gee sommer 20 en ek gaan so vinnig, ek het dan nie almal, ek het almal neergeskryf, maar jy kan by die huis dit gaan lees. Nommer 1, kyk wat sê hy. Hy sê, wanneer by my skuil, sal ek jou red uit die net van die voëlvanger en die verderflike pes. Kyk in wat die Here sê. Hy sê, al wat jy hoef te doen, skuil by my. Ek gaan jou red van die duiwel wat jy wil vang. Ek gaan jou red van die verderflike pes wat die marg verwoes en al die dinge doen. Hy sê, ek gaan jou red. Nommer 2, hy sê, wanneer jy by my skuil, gaan ek jou dek met my vlerke. Haha, kom maar kerk, ek raak opgewonde man, halleluja. Hy sê, wanneer jy by my skuil, sal ek jou dek met my vleuels. Kan jy jou indink, terwyl die donderslaai buite aangaan man, terwyl die wêreld in chaos is, sit jy onder die vlerke van die koning, in sy skuilplek. Oh, glory to God. Kan ek 'n amen kry? Halleluja. Hy sê, wanneer my skuilplek is, hoef jy nie te vrees. Kyk mooi, na die skrik van die nag. Jy weet te vrees nie. Die pyle wat vandag vlieg nie, dit vlieg oral. Die peste wat in die donker wandel nie. Jy gesien alweer in die Koran as 'n nuwe pes nou, ek weet nie wat hulle noem, maar dit steek daar as mense dood. Oral is weer peste, seker goed wat seker borreltjies uitslaan. Here sê, jy hoef nie te vrees nie. Hoekom nie? Want jy skuil by my. Ek sê, jy skuil by my. Jy hoef nie te vrees vir die siekte wat mense verwoes nie. Jy hoef nie te vrees nie. Maar luister, ek wil jy moet hoor. Hierdie beloftes is nie vir almal nie. Hierdie beloftes is vir mense wat die besluit geneem het, hulle gaan by die skuilplek van die Allerhoogste vertoef. Kan ek 'n amen kry? Kom ons gaan 'n bietjie verder, kom aan. Ek kan Psalm 91 by die huis gelees. Ek het dit vir jou opgesom. Hy sê, as jy by my skuil, al val daar 1000 aan jou sy, 10,000 aan jou linkerhand, na jou toe sal dit nie aankom nie. Met ander woorde, die aanvalle sal kom, maar jy sal vrykom uit. Hy sê, met jou oë sal jy net sien hoe die Here die vergelding van die goddelose sien. Die oorspronklike taal sê, jy sal in die paviljoen sit, terwyl jy dit kyk. Hy sê, geen onheil sal jou tref nie, en geen plaag sal na by jou tent te kom nie. Maar dan by hom skuil. Hy sê, hy sal sy engele gaan en jou bevel gee, en die engele sal jou by hande dra, dat jou voet in geen klip stamp as jy by hom skuil. Kan ek 'n amen kry?
Hy sê die leeu en die adder, ons weet wat dit is, die duiwel en sy demone en die jong leeu sal jy vertrap wanneer jy by die Here skuil. Met ander woorde, as jy by die Here skuil, sal jy meer as 'n oorwinnaar wees. Kan ek amen kry? Kom ek gee die Here 'n prys in hierdie plek. Halleluja. Meer as 'n oorwinnaar. Hy sê, wanneer jy by die Here skuil, sal hy jou uitred. Kom ons alles Psalm 91. Hy sal jou beskerm. Hy sal jou verhoor as jy na hom roep, as jy by hom skuil. Hy sê, selfs wanneer jy in nood is, sal ek by jou wees omdat jy by my skuil. Hy sê hierdie volgende ding. Hy sê met lente van dae sal ek jou versadig omdat jy by my skuil. Come on kerk. Halleluja. Hy sê, omdat jy by my skuil, sal ek jou my heil laat sien. Daai woord heil beteken, luister mooi vir u wat neerskryf, dit beteken victory. Dit beteken prosperity. Dit beteken health. Dit beteken deliverance. Dit beteken welfare. Dit sal met jou goed gaan omdat jy by die Here skuil. So waar is die antwoord? Die antwoord vir die laaste dae is, kom skuil by my. Kom skuil by my. Dis 'n keuse. Luister mooi, maar luister mooi. U moet dit vandag versien, dat al hierdie wonderlike beloftes wat ek vir julle vandag gelees het, is 'n voorwaarde, wanneer ek by die Here skuil, is dit myne. Wanneer ek by die Here skuil, is dit myne. Ek hoef nie te vrees nie. Daarom is dit so belangrik, dat die Here hierdie ding vir ons sê, om by die Here te stel. Okay, nou hoe kom ek in die skuilplek van die Allerhoogste? Wel, ek wil vir u antwoord gee, en ek gaan jou prakties wys vanoggend, in 'n kort gedeelte. Jy kom in die skuilplek van die Allerhoogste, deur jou aanbidding. Worship brings you into the presence, into the secret place of the Most High. Worship. Daarom soek ons paas. Ons soek manne. Ons soek vrouens. Wat nie dat we lekker sing nie, maar om te worship. Want worship het die vermoë, luister mooi, dit bring my in die skuilplek van God, in die secret place, in die allerheiligdom. Dit bring my in die troonkamer van God. Aanbidding het die vermoë om dit elke keer te doen. U wat die woensdag aande bid hier bywoon. Amper elke woensdag, ek is so verbaas. Elke woensdag aan, want ons berei nie voor nie, behalwe in gebed. Maar ons kom nie met 'n program woensdag aande nie. Ons kom net en ek aanlê 2 koortjies so vir 'n standby, en dan begin ons net die Here aanbid. En binne 20 minute voel jy, ek was so moeg geweest. Ek was nie lus om te kom nie. Maar dan voel ek, it's a prize die Here my. Wanneer ek in sy skuilplek sit. Amen. Baie van ons Sondagoggend dienste, kan jy voel, is mense wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit. Hulle het 'n besluit geneem om te fokus op hierdie God. En in sy skuilplek te sit. Luister mooi. Die druk van die lewe dwing ons in hierdie uur. Ek wil die woord dwing gebruik om in God se teenwoordigheid te sit. Ek wil dit weer sê. Die druk van die lewe, die atmosfeer waarin hierdie wêreld is, dwing ons vandag om 'n besluit te neem. Om by sy teenwoordigheid te sit, kerk. Ek kan dit nie duideliker maak nie. Jy sien, dis daar, wanneer paas kom, wat moeg is pa, want ek is ook 'n pa, jy's moeg gewerk. Jy's onder druk om jou gesin te versorg. Jy's onder druk om jou vrou gelukkig te maak. Jy's onder druk om 'n goeie pa te wees. Ons het dit meer nodig as ooit van tevore, om in sy skuilplek te sit, in sy teenwoordigheid, sodat hy ons kan versterk,
Jou versterking gaan nie kom deur nog 'n dop nie. Jou versterking gaan nie kom deur nog 'n pillie, meneer. Jou versterking gaan nie kom deur 'n ander vrou nie. Jou versterking gaan kom wanneer jy besef dat die enigste uitweg is nou by die voete van Jesus, dat hy my kan versterk, dat hy kan voorsien, dat hy vir my kan veg, dat hy my kan bekragtig, halleluja, dat hy vir my aan 'n mens kan maak. Jy sien ons lewe in 'n generasie waar ons verwag die kerk by jou aan 'n mens maak. Ons lewe in 'n generasie, as die pastoor nie van jou iets kan doen nie, gaan jy net na 'n ander kerk toe, en dan miskien gaan daai pastoor dit vir jou doen. Maar geen pastoor kan dit doen nie, geen kerk nie. Dit is Jesus. Jy kan maar hardloop agter pastore, agter titels aan, agter kerke aan, maar ek wil vir jou sê, die oplossing is by die skuilplek van die Allerhoogste, om by die voete van Jesus te sit, om te drink van hom, dat hy jou versterk, meneer en mevrou. Dis wat ons nodig het in 'n tyd soos hierdie. My laaste blaai. Ek doen dit elke dag van my lewe, wat ek vir jou nou gaan wys. Ek sien dit in my gedagtes. Ek het al hieroor gepreek, wat ek nou gaan preek. In die kerk, ek het dit baie meer ingevul, die prentjie as in die verlede. En ek wil hê nou in jou geestes ook sien die tabernakel van God. Sien die tabernakel. Die tabernakel het 'n voorportaal. Kyk dan maar, die voorportaal. Dan in die tabernakel, as jy deur die voorportaal stap jy in die heiligdom in. Dan sal 'n groot gordyn gewees. Maar by die kruis is die gordyn, die skeiding weg. Ek wil nie oor preek, ons kan miskien volgende nag maar nie oor preek, oor die skeiding wat weg is. Die voorhangsel is geskeur. Ons het nou toegang om in te gaan by die skuilplek, die allerhoogste skuilplek, die secret place, die voete van Jesus, sy mercy seat, sy troon van genade. Daarom sê die Bybel in Hebreërs, laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Dis die troon van genade. Nou kom ons kyk vandag na 'n paar dinge. Kom ons hak vas. Nou gaan ek wys, want hier is die meeste probleme. Baie is hier by die voorportaal. So volg my gou vandag op die woord. Hier is die geveg van die vlees. Jy het vanoggend so geveg gehad. Jy weet dit net nie. Of jy weet dit. Jy het so geveg gehad, jy was nie lus om te sing nie. Jy was nie lus om te aanbid nie. Jy het gehoop die pastoor neem vandag oor en die koortjie leier gaan nie langer sing nie. Kom aan, dink logies. Jy het elke dag daai geveg. Dis wanneer jy begin, en jy voel, hierdie vlees van jou haat dit, om te aanbid. Jy moet dit besef. Hy haat dit. As hierdie vlees sy sin kan kry, waar jy nou voor die TV gesit het, met 'n braaivleisvuurtjie, en hy wil genot gehad het. So die vlees haat aanbidding. Maar is hier, waar ons leer, wat ons vanoggend gesing het, lay it down. Lay it down. Lay it down. En nie miskien eens geweet wat jy sing. Dit beteken eenvoudig, lê jou eie ek. Hier lê jy die vlees neer. Hier sê die vlees vir jou, en die vlees vertel jou, jy's moeg man. Jy's nie lus nie. Jy kan dit later doen. Jy het nie nou tyd om dit te doen nie. Die vlees vertel jou allerlei stories soos hier is. Kan ek 'n amen kry? Hier in die voorportaal. Almal weet waarvan ek praat. Dis 'n battle. Hier het baie mense begin, en na 2 minute het hulle opgehou. Want die vlees het hulle oorwin. Hulle het nie deurgedruk tot daar nie. Hulle het in die voorportaal begin, en hulle het in die voorportaal huis toe gegaan. Is jy almal by my? Verstaan jy wat ek bedoel? Kom en ek probeer dit so kinderlik as moontlik bring. Hier is waar die meeste tyd spandeer word. Of kom ek sê, hier is waar die minste tyd spandeer word vir die meeste mense. 2 minute, 5 minute, dan voel ek, wat bid ek bid? Ek bid in die ceiling. Ek voel in elk geval nie lus nie. My konsentrasie, ek gaan later dit doen. Kom aan, dis hier. Dis hier waar die vlees jou so ver as moontlik van die secret place wil weghou.
Maar Paulus kom en hy gee ons die antwoord. Paulus sê in 1 Korintiërs 9 vers 27. Lees op my bord. Hy sê, maar ek kastei my liggaam, my vlees. So wat doen hy? Hy kastei. Die regte woord, hy gee hom pak, hy gee hom slaan, hy slaan hom, hy maak hom diensbaar. Hier moet jy nie vir jou liggaam 'n keuse gee nie, want hy gaan genot kies, hy gaan binnelanders kies, hy gaan sport kies. Don't give him a choice. Moenie stupid wees om vir jouself te vra, is jy lus om te bid nie? Jy is nie lus om te bid nie. Hier vra jy nie vir jou liggaam nie. Hier sê jy, liggaam, jy kom reg, maar ons gaan nie opstaan nie. Hier is hy soos 'n Jakob, ek gaan nie weg, Here, totdat ek daar uitkom nie. Ek kastei my liggaam. Luister mooi, ek maak hom diensbaar. Hy is soos 'n stuk kleipot op 'n wiel. Hy wil links en regs gaan. Hy wil enige kant toe tuibel, maar is hier waar jy hom vat en jy druk hom totdat hy in lyn kom. It's not easy. Baie van julle het hier gekom en vroeg opgestaan en weer in die slaap geraak. Die wekker doodgedruk en het gelos. Dis hier waar jy 'n belofte aan God gemaak het, Here, ek sal elke dag tyd aan jou spandeer, maar dat doen jy dit nie, want die vlees wil nie. Maar jy moet hom kastei. Hier is die vraag nie. Hier is sê. Ek vra nie vir julle sê, ek sê vir jou, jy gaan nou bid. Kom aan. Kom aan. Dan beweeg jy van daar af. Hierdie tyd kan baie lank wees vir sommige mense. Maar hoe meer jy geoefen is in hierdie tipe lewe, hoe vinniger is hierdie gedeelte. Partykeer is hierdie gedeelte 'n minuut. Partykeer is hierdie gedeelte 30 minute. Ek vat 'n voorbeeld van tyd nou. Partykeer kom ek en voel ek, hey, ek is sommer hier man. Partykeer loop ek in die oggend hier rond en baie van my stilte tyd wanneer ek myself in die kerk toesluit, dan voel ek struggle omtrent 'n uur lank om die vlees in beheer te kry. Want hierdie vlees wil nie reg begin nie. Hy wil nie bid nie. Dit hang af hoe jy geoefen is. En hoe baie vlees jy nog in jou lewe het. Maar dan beweeg jy as jy die oorwinning gekry het. En nou jy die vlees. Nou begin die tweede battle. Dis in die heiligdom. En dit is by jou mind. Die tweede is by jou mind. Jou vlees is nou submissive. Maar jou mind is nie submissive nie. En dit is, luister mooi. Hierdie vlees kry jy baie keer, luister mooi, onder submissive, na tyd lang het jy die dissipline of die goeie habit om dit reg te kry. Maar dan sê jy by die tweede probleem, en dis die mind. Hoe baie keer in die oggende loop ek in hierdie kerk, dan bid ek vir 'n halfuur, en dan kom ek tot die skok agter, ek bid, my mond gaan oop en toe, maar ek dink, al die probleme, ek dink aan my vrou, ek dink aan my kinders, ek drink aan al die afsprake wat ek het, maar my mond praat. Jy sien die mind. Hier is die balance in mind. Dit's hier waar die duiwel in die heiligdom met jou praat, en hy sê vir jou, man, hou op, jy mors net jou tyd. Hy sê vir baie mense, jy het dit nie nodig nie. Dis hier waar die duiwel jou herinner aan jou verlede. Dis hier waar jy kom en hy herinner jou en hy bring veroordeling in jou lewe en jy sukkel met skuldgevoelens, want hoe kan ek nou hier wees, want ek het gesondag. Dis hier waar jy die wonder, wat jy begin twyfel, hoor God my ooit? Gaan ek ooit my lewe daar uitkom? Hoor God ooit my? Dis hier wat Paulus sê in Korintiërs 10, 2 Korintiërs 10 vers 5, hy sê, terwyl ons in hierdie oomblik planne verbreek, elke skans opwerk wat in die kennis van God is, so ek verbreek het, elke skans moet ek verbreek, elke gedagte, baie keer is hierdie die geveg waar ek die meeste tyd spandeer, want my gedagtes is so besig om aan goed te dink wat ek nie moet aan dink, terwyl ek met God besig is nie. So ek verbreek die skanse. Ek neem my gedagtes gevangen.
Ek bestraf elke vorm van ongehoorsaamheid wat ek op daai oomblik ervaar. Dis wanneer jy kom en jy surrender to God. Here, ek gee nou oor aan nie. Dis hier waar die duiwel jou besig hou met al die bekommernisse van die lewe. En al die dinge wat jy nog deur die dag moet doen. En dis hier waar die duiwel jou aanjaag en sê, hey, jy moet opwikkel, jy moet klaarmaak. Dis nou tyd om op te hou. Dis hier waar jy vinnig uitklok. Dis hier waar die ander helfte weggaan. Sê ek, Here, ek het nou klaar gebid. Ek praat met gelowige mense, as jy by my kan kry. Ek het klaar gebid. Maar jy sien tot op hierdie oomblik, tot op hierdie oomblik, al wat jy gedoen het, jy het heeltyd gesuffer. Jy het heeltyd gebattle. Jy het miskien versoeke gevra, en jy het God gepleit vir sekere dinge, maar jy het nog nie jy het nog nie by die pudding uitgekom nie. Ek sê, jy het nog nie by die pudding uitgekom nie. Ek sê, jy het nog nie by die pudding uitgekom nie. En dan is daar sekere mense wat hier deurgaan en hulle beweeg in die allerheiligdom van die Here in. Nou wil ek jy moet verstaan wat ek sê. Dis hier waar jy kom, en dit kan baie keer lank vat om hier te kom. Dit kan baie keer kort vat om hier te kom. Dit hang maar net af wat in jou gedagtes en wat in jou vlees aangaan. Baie keer kom ek hier baie vinnig. Maar baie keer kom ek hier en ek suffer baie lank. Dit hang oor my lewe. So ek sê nie, dis net so nie. Baie keer hak ek vas by die vlees, wat hierdie vlees wil nie. Baie keer hak ek vas by die gedagtes, om hierdie gedagtes geordend te kry, dat ek op God kan fokus. Sukkel baie keer. Maar as ek hier uitgekom het, luister mooi, dan vloei daar aanbidding uit my hart. Dan is nie my gedagtes nie. Kan jy verstaan wat ek bedoel? Geef my jou aandag, ek is amper klaar. Dan kom hierdie aanbidding uit my hart uit. Ek weet het. Ek weet het, maar ek kom woord uit my mond uit, waarom ek die Here aanbid, wat dit vloei. Sy karakter. Dis hier waar jy voel, my liggaam is nie meer moeg nie. Daai moegheid wat ek daar gehad het, die moegheid wat ek daar gehad het, is ewe skielik weg. Ek kan so onthou, hoe baie keer ek kerk toe kom as ek moeg. Hoe baie keer ek bid toe kom as ek liggaamlik moeg, dan net na 'n uur in sy teenwoordigheid, dan voel ek, yes man, kan ons iemand nog kerk hou, is reg, ek is reg. Want wat het gebeur? Die Here is nou besig, hy vat die moegheid uit jou lewe uit. Die stemme wat met jou net toe gepraat het, word nou al hoe stiller in jou lewe. Jy hoor nie meer die stemme nie, dis nou jy en God, jy's nou intiem. Come on. Jy ervaar nou hierdie heerlikheid en hierdie vrede. Nou wens jy nie meer, hoor ek kan nie ophou sing nie, nou wens jy en jy sê in jou hart, kan nie meer aangaan nie. Kan nie maar nog net een lied sing nie. Kan jy nog 'n bietjie langer hier bly nie. Kan jy die verskil sien? Kan jy nog 'n bietjie langer hier bly nie? Hoekom sluit jy nou die diens af, pastoor? Hoekom wil jy nou preek? Want jy kan nie dit so, want jy is 'n vrede wat alle verstand te bowe kom. Jy's in sy teenwoordigheid. Jy sit nou by sy voete. Tyd maak jy my sakke, jy kyk nie meer op jou horlosie eers nie. Jy sit verbaas. Ek onthou so 2-3 Sondae terug, het Annelie en Folly gespeel hier op Woensdag aan. Net hulle twee en Marco die drom. Ek onthou dit baie goed. Nou ek maak 'n punt daarvan op 'n Woensdag aan, ek weet nie wie se in die bid hier tot ek my oë oopmaak. Ek maak nie my oë oop sommer nie. Ek staan nie voor, ek maak my oë toe. Al wat ek kyk is van ek loop soos ek loop en bid. So ek weet nie wie se in die bid hier die meeste van die tyd, totdat ek klaar is met die bid hier nie. En ek het vir Annelie gesê, hoorie, speel net. En kom ons aanbid die Here. En ewe skielik hierdie mense begin aanbid. En toe ek my oë regtig oop maak en ek kyk vir die eerste keer op my horlosie, ek sal nooit vergeet nie. Toe tik ek aan Annelie, toe sê ek vir hoorie, ons gaan afsluit. Toe is dit 7:55. Toe het ons 55 minute sonder om te sing, sonder dat ons 'n lied sing, het mense aanbid. 55 minutes. Ek kon dit nie glo nie. Toe ek vir Annelie sê, hoor hierso, dis 5 voor, toe sy verbaas.
Hoekom? Want as jy in hierdie atmosfeer is, dan worry jy nie veel oor hierdie ding nie. Want dit is te lekker. Kan ek 'n amen kry? Onthou jy daai aand? So 3 vir Woensdag terug. Jy het dit gespeel. Dis 55 minute verby. Want tyd maak dan nie meer veel saak wat met tyd gebeur nie. Nou hier kom die belangrikste ding hier. Nou wil ek jy baie mooi luister. Dis hier waar God jou bedien. Ek hoop jy snap wat ek sê. Ek hoop jy snap wat ek bedoel. Dis hier, wanneer jy hier is, wanneer God kom, en nou kom hy, daar jy hom bedien, maar hier draai hy andersom, en hy sê, sit jy 'n bietjie, nou gaan ek jou bedien. Kom maar, gee God 'n prys, man. Rabakashakatarabanda. Nou gaan ek jou bedien. Dis hier, waar God met jou praat, en jy hoor sy stem vir die eerste keer duidelik. Dis hier, wanneer God kom en bonatuurlik energise jou, versterk jou. Dis hier waar hy goed uit jou binneste uitruk, wat jy daar hoort nie. Dis hier waar hy jou transformeer. Dis communion tyd. Dis intieme tyd. Dis tyd wanneer hy dinge uithaal uit jou lewe uit wat jy nie eens bewus is van nie. And he impart things in your life that you need. Dis hier wanneer jy dek met sy vlerke. Dis hier wanneer jy deur God verander word. Dis in hierdie atmosfeer waar die salwing toeneem. En jy kan vir enige godsman, luister mooi, gaan lees 'n bietjie die boeke van Smith Wigglesworth, van the Generals of God, Catherine Kuhlman, al die groot godsmanne, McPherson, al die mense wat bonatuurlike wonderwerke gedoen het, wat God bonatuurlik gebruik het. Dit was mense gewees wat hulle tyd hier spandeer het nie. Dit was mense gewees wat hulle tyd in die heiligdom spandeer het. Dit was mense wat het reg gekry, as jy boeke gaan lees, wat 3-4 ure, the longer you stick, the closer you get to him. Waar jy kom en jy voel, wow, God is in my lewe. God het iets gedoen. Dis hier waar jy opstaan, en niemand, luister mooi, geen groot, ek praat van bonatuurlike wonderwerke, soos Morris Sarallo, waar 21 mense uit reistoele opstaan, waar in hospitaal beddens mense inbring, ambulanse, is die mense wat maar net daar en daar gebeur het, dis mense wat hier was, en het geleer, om die tyd uit te koop, en by die salwing toe te laat, om deur jou te gaan. Ek wil afskuit by laaste skrif, hy sê op die bord, hierdie is vars. Ek het hierdie skrif wees vanoggend, ek het in Portland ingeskryf, in Markus 6 vers 31, vir u wat neerskryf. Die jong mense kan onder toe kom asseblief. Luister wat sê hy. And he, Jesus said unto them, come ye yourselves apart into a desert place and rest a while. Dit was Jesus se geheim. Jesus se geheim was, vroeg in die môre, laat in die nag, het hy oorgevaar na die ander kant toe, sê die Bybel. En hy het in 'n eensame plek gewees, waar Jesus die Seun van God, in die allerheiligdom kan ingaan en met sy Vader communion kon hê. As Jesus wat die Seun van God was, dit moes gedoen het, hoe kan ons dink, ons gaan in hierdie eeu, waar die hel los is, dit reg kry om dit nie te doen nie? Kom, gee my aandag, asseblief, kom jong mense. Jesus kom na sy disippels, hy sê, kom ek wil dit iets leer. En hy vat hulle na een so deserted place, 'n eensame plek. En hy sê, ek wil julle met rus. Jy sien hierdie
Hierdie word genoem die plek van rus. The place of rest. Dis wat jou lewe nodig het. Dis wat my lewe nodig het. A place of rest. Daai is werk. Die voorportaal. Die heiligdom is werk. Dis battles. Maar as jy kan deurdruk. En jy kan hier kom. Luister mooi. Ek het 'n belangrike ding vergeet. Hierdie is 'n tyd baie keer. Luister mooi. Waar 'n heilige stilte is. En dis 'n ding wat Pinkstermense moeilik kan doen. Dis 'n ding wat Dani van die Westhuizen moeilik kan doen. Want my mond wil praat. Meeste van die tyd wanneer jy hier kom, het jou woorde al hoe minder geword. Ek sê die meeste van die tyd as jy hier is, het jou woorde al hoe minder geword. Dus wanneer jy sit, jou mond is toe, but you are in a holy quietness. Ek sal nooit vergeet. Ek raak baie keer so kwaad wanneer ek in hierdie atmosfeer is en iemand praat met my of iemand sê 'n ding en ons blus dit baie keer uit. Dis hierdie tyd wanneer jy wil hê niemand moet jou steur nie. Daarom kan jy nie jou selfoon by jou hê in die allerheiligdom nie. Jy kan dit nie doen terwyl die televisie op 'n kanaal is nie. Hierdie is heilig. Hierdie is van 'n God in jou werk. Manne, paas, wil jy moet hoor, ek praat met myself, ek preek nie vir jou nie, ek preek vir Dani van die Westhuizen. Maas, dis wat ons nodig het, luister Pinksterkerk. Dis waar ons gebore is, Pinksterkerk. Hierdie is nie 'n vreemde boodskap nie. Inteendeel, die gryskop ooms en tannies weet presies waarvan ek praat. Van dit wat Pinkster was. Paas, jy kan nie jou eie krag hierdie geveg wen nie. Jy gaan in jou eie krag jou besigheid regkry, jou huwelik en jou kinders en al die balle in die lug hou nie. Jy kan nie, man, ek het alles probeer. Jy kan nie, dis God wat jou moet help en jy moet in sy skuilplek kom. Jy moet kom sit by hom. Jong mense, dis wat julle gaan deurdra. Ons lewe die laaste dae, dis die laaste aanval, dis die laaste battle wat ons veg op hierdie oomblik. Dit gaan woes hier buite. Maar you will never hold all the balls in your hands. Jy kan nie al die balle hou nie. You must surrender this morning. En ek sê weer eens, ek sluit af. Ek gaan nie uitnodiging eens maak nie, want is jou keuse. Ek gaan jou net voor 'n keuse stel. Ek wil jou voor 'n uitdaging stel. As jy dit een keer 'n week kan doen waarvan ek praat. As jy begin hier sê ek wil een keer 'n week doen. As jy dit kan regkry om 2 keer 'n week te doen. As jy kan regkry om 5 keer 'n week te doen. Ek praat nie van gebed nie, mense. Gebed is belangrik, maar ek praat nie van dit vanoggend nie. Hierdie is vir mense wat verstaan in die gees wat ek bedoel. Dis wanneer jy 'n bietjie tyd vat. Dit gaan deur, totdat jy hier kom. En jy voel 'n ander mens. Kom ons staan op ons voete asseblief. Kom en hou net aan met speel asseblief. Just lift up your hands. Kom en lig net die hande op. Ek weet ons het 'n diens hierna. Ons gaan nou afsluit, maar lig net die hande op vir 'n oomblik. Just worship him for a moment. Sê vir hom dankie Here dat ek toegang het. Ek het toegang. Die voorhangsel is geskeur. Here, help my om tyd te maak vir U, Here. Here, help my met die vlees te kruisig. Help my, Here, om my gedagtes gevange te neem.
Help my om op 'n plek te kom, Here, waar U my bedien en met my praat. Help my om die tyd uit te koop, Here. Van die dae sê die Bybel het boos geword. Daarom koop ons die tyd uit. Help my, Here. Ek het U nodig, Here. Ek het U nodig om hierdie vlees te kruisig. Ek het U nodig om hierdie gedagtes van my, wat so vreesagtig is, wat so bekommerd is, om dit gevange te neem, Here, sodat op U kan fokus. Maak 'n commitment met jouself vanoggend, met jouself, Here. Ek gaan dit doen, al doen ek dit 1 keer 'n week. Jy sien, somtyds, luister mooi na my terwyl die oë gesluit is, somtyds moet jy drastiese stappe neem om dit te kan doen. Ek het al hieroor gepraat, vriend, ek sê dit om te breek, ek sê dit vir die uitskaamdheid, want ek doen dit so min. Daar somtyds wat ek doen, dat ek vir Wyners sê, hoorie Wyn, sluit die kerk, sluit my toe in die kerk. Kom haal my oor 3 ure. Kom sluit weer die kerk oop. Hoekom doen ek dit? Want ek wil hierdie vlees kry. Want ek weet as ek die sleutel van die kerk het, gaan ek oor 1 uur miskien wel huis toe gaan. So baie keer sluit Wyn my toe in hierdie kerk en ek is stokstiel alleen. Niemand hier binne nie. Al wat speel is die musiek. Dis drasties, maar ek doen dit. Met skaamte moet ek seker lanklaas gedoen. Maar soms by jy jou kamer toesluit en vir jou vrou sê, en ek onthou een van die grootste godsmanne het dit gedoen. Hy het sy vrou om na toesluit, ek praat van, dink Morris Sarello was hy gewees, as ek my nie misgis nie. Sy vrou het hom in sy studeerkamer toegesluit, want hy kon nie vas nie. Sy sê, sy sluit my toe in my studeerkamer. Hy sê, dan ryk hy die kos deur die deur, maar sy vrou weier om oop te sluit, totdat hy die oorwinning gekry het om te vas. Ek praat van mense wat honger is vanoggend, wat soekend is. Vader, help ons, help my. Help my om in 'n nuwe dimensie in te gaan. 'n Nuwe dimensie saam met U, Vader. Dis my gebed in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê, jy kan